Goedemiddag mensen, dat is mevrouw Poere. En vandaag kijken we ons naar die kort verhaal Een man komt thuis. Een man komt thuis betekent een man komt bij die huis. Wat net betekent, die man was niet bij die huis nie, en nu komt hij bij die huis bij zijn gezin. Die schrijver is Chris Barnard. Hij is die schrijver, hij is ook die verteller. Chris Barnard zei voor ons dat hij op een dag op pad was. En hier die dag had hij een stem nodig gehad om naar te luisteren. Hij zegt gewoonlijk, wanneer hij op pad is met zijn bezigheid, dan wil hij alleen wees. Want als hij alleen is, geeft het hem die gelegenheid om dingen rustig te zetten en uit sorteren. Maar hier die middag lust hij om naar een stem te luisteren. Dan rijdt hij met zijn motor. Hij is op pad. Hij is in zijn motor. En terwijl hij zo denkt dat hij naar iemand wil luisteren, zie hij voor Goos. Hier staan Goos en Goos wijst met zijn hand. Hij wijst met zijn vinger hiersom. Hij wil samenrijden. Hoe wijst een mens met zijn vinger, hij wil samenrijden? Ons weet moest als een mens duim gooit, dan wijs je met jouw vinger dat die bestuurder jou een liefde, zei ons altijd, moet geven. Nee, dat je samen wil rijden. En Goos, die verteller, houdt stil wanneer hij voor Goos ziet. En hij draait die reet van die motor af. Goos steekt zijn kop door die venster en Goos zei voor hem, mijn van is Goos. Ik blij in Wilgerspreid met mijn vrouw en mijn kinders. Nee? Ik is nu op pad naar mijn vrouw en kinders. Ik werk op die pad. Hij zei een aantal klomp dingetjies. In een kort tijdje gee hij zo baie een inlichting. Net wat die verteller nodig heeft. Een stem om na te luisteren. Iemand om na te luisteren. En hij nooi voor Goos dat Goos samen met hem moet rijden. Bij hem had hij een hele klomp bagasie. Daar is een koffertje. Een koffertje, een suitcase, nee, zoals ons nog gewoonlijk zeggen. En daar is lemoenzakjes. En nog een hele klomp lospakjes heeft hij bij hem gedragen. En toen hij in die motor klim, zet hij die lospakjes op de achterste zitplek van die motor. En hij zet die koffertje op zijn schoot. En hij gezelst die hele pad met die verteller, met Chris Barnard. Hij zei voor hem van zijn werk als padmaker. Die werk wat hij doet, hij is een padmaker. Hij werkt op die pad. En wanneer hij op die pad werkt, blij hulle in een tent. Nee, hulle blij in een tent, sommer daar langs die pad. En mensen wat op die pad werken, gebruiken verschillende soorten machinerie. Dat is trokken, dat is trekkers wat hulle gebruiken, zoals hier die machinerie wat hulle gebruiken om paaien te maken. Padskrapers gebruiken hulle, stampers gebruiken hulle om die grond vast te staan. En hij vertelt hem van zijn leven als padmaker. Dat is harde werk. Jij werkt in die zon. Jij werkt in die lawaai. Jij werkt in die stof. Maar hij zegt, hij geniet zijn werk. Hij geniet zijn werk baie. En hij zei ook voor hem, dat is ongeriefelijk.
Want 'n mens slaap in die tent wanneer jy op die pad werk. Jy werk ver van jou gesin af. Hy sien sy gesin 1 keer 'n maand. Dit is nie lekker nie vir 'n familieman of 'n gesinsman om sy gesin 1 keer per maand te sien. Maar hy sê, hy geniet dit tog, want hy werk vir sy gesin. Wanneer hy 1 keer per maand huis toe gaan, beteken dit, hy kan nie Vrydag, einde van die maand, vertrek van sy werksplek af nie. Hoekom? Want dit is ver van sy huis af. Dit is omtrent 500 kilometer van sy huis af. So dit is baie ver. Omtrent van Bloemfontein af, miskien na Gauteng, nee, kan ons sê. Dit is 'n afstand 500 kilometer. So ons kan sien hoe ver dit is. Hy kan nie elke dag huis toe gaan nie. Dus moet hy elke einde van die maand huis toe gaan. Hy gesels oor baie dinge. Hoe hy geniet om sy werk te doen. Alhoewel dit so moeilik is dit lekker vir hom. Hy sê, hy kan nie kla van die afstand nie, want dit kon verder gewees het. Ander mense werk so ver as Kaapstad. Ander mense werk so ver as oorsee. Nee? En hulle sien hulle gesin miskien 1 keer 'n jaar. En hy sê, hy is bly, want hy kan sy gesin 1 keer 'n maand sien. As 'n ander man sy gesin 1 keer in 6 maande, 1 keer 'n jaar kan sien. Hy is bly daarvoor. En hulle ry toe, die verteller sê, sy passasier is so spraaksaam. Hy het nie eers gesien, die reën is weg nie. Dit het gereën daardie dag, maar hy praat so lekker. Hy het nie eens gesien dit reën nie meer nie. Hy vertel hom van sy gesin. Hy praat baie van sy vrou, hy praat baie van sy kinders. En Chris Barnard wonder nou, hoekom praat hy so baie van sy vrou? Hy is dan so oud. Hoekom praat hy nog van kleinkinders? Hy is so oud om kleinkinders te hê. Maar Gous antwoord, dit is asof hy sy gedagtes raai, en hy antwoord onmiddellik, hy sê vir hom, hy was getroud, hy was eers getroud, hy het 'n vrou gehad, en sy eerste vrou en sy 2 kinders is in 'n motorongeluk dood. En toe trou hy daarna met sy eerste vrou se suster, en toe begin hulle maar nou weer hulle eie spanetjie. Hierdie spanetjie verwys na die kinders wat hulle nog wat hulle gekry het in die tweede met die tweede vrou wat hy getrou het. Hulle het 5 kinders gehad. 5 kinders. Die oudste een was Gawietjie. Die tweede oudste was Petrus. En dan is daar tweeling. En dan is die laaste een Sini. Dit is die jongste een van die 5 kinders. En hy sê, hy hou van sy werk, want sy werk het voordele. Dit is harde werk, maar dit het voordele. Wat is die voordeel van hierdie werk van hom? Hy sê, hy kry die wêreld te sien. Hy ken die wêreld. Hy ken baie plekke as gevolg van padmaak. Hierdie maand maak hulle pad by hierdie dorp, die volgende maand is hulle by 'n ander dorp, by die volgende maand is hulle by 'n ander provinsie, en so aan en so aan. Dus kry hy die geleentheid om baie plekke te ken. Hy sê ook die tweede voordeel is, jy help jou medemens. Die werk wat hy doen dit nie net vir homself nie, maar hy doen dit ook vir sy medemens. Wie is jou medemens? Jou medemens is die ander mense saam met wie jy leef.
Hy doen die pad, hy maak die pad. Hy is nie die enigste persoon wat die pad gebruik nie, maar al die ander mense gaan ook die pad gebruik. Ons gaan almal maatlik by ons mense of by ons families of by ons werksplekke kom, as gevolg van die werk wat God gemaak het. Wonderlike werk wat hy doen. Daardie dag kom hy vroeg by die huis. As ons hier kyk, sien ons, kom hy net voor sononder. Dit is die son hierso. Die son wat sak, nee. Net voor sonder kom hy by sy thuisdorp Wilgerspruit. En hy begin nou minder te praat. Hy is opgewonde, hy is bly, want vandag het hy vroeër by die huis gekom. Hy het 'n motor gekry wat hom tot by die huis kom aflei, tot by sy thuisdorp kom aflei. En die verteller Chris Barnard vra hom waar sy huis is. Hy moet hom bedui waar sy huis is, sodat hy hom by die huis kan aflei. Maar hy wil nie by die huis afgelei word nie. Hoekom? Ek meen, as jy nou iemand gekry het wat jou gehelp het om jou by die huis af te lei, hoekom sal jy dan nie dankbaar wees dat jy by die huis aflei nie? Veral as jy so baie bagasie het. Hy sê hy wil nie by die huis afgelei word nie. Hy het 'n rede hoekom hy nie by die huis afgelei wil word nie. En Chris Barnard het gewonder, hoekom wil die man nie hê ek moet hom by die huis aflei nie? En soos ons voorheen gesê het, hy het hierdie vermoë gehad asof hy iemand se gedagtes kan raai. Hy gee sommer die antwoord vir Chris Barnard. Hy sê, hulle het 'n sekere manier wat hulle gebruik vir hulle ontmoeting. Sy vrou en kinders verwag hom. Hulle weet dat hy vandag huis toe kom. Hulle weet dat dit die einde van die maand is dat hy huis toe kom en hulle is klaar gereed om hom te verwelkom. As hulle hom daar ver sien aankom, dan volg hulle 'n sekerlike volgorde. Die hond en die kinders sit buite. Hulle wag vir die man. Nee? Dit is die vrou, die kinders en hulle ontmoet hulle pa. Die hond is ook daar. Hy blaf wanneer hy die pa sien. En die kinders hardloop na die pa toe. Die vrou hardloop na die man toe. Hulle omhels die man, hulle groet die man. Hulle is bly vir die man dat hy huis toe kom. Nou sê hy, as Chris Barnard hom by die huis aflei, sal die ontmoeting nie so lekker wees nie. Dus vra hy dat hy hom by die pad aflei, sodat hy kan huis toe stap, sodat hulle hom kan ontmoet soos gewoonlik. En dit is asof Chris Barnard nie die man glo nie. Hy lei die man af, die man neem sy bagasie, en Chris Barnard ry 'n entjie tot die volgende straat. Hy hou daar stil, hy wou sien of die man hom die waarheid vertel het. Hy probeer kyk watter huis is die huis van Gous. En onmiddellik ken hy die huis uit. Hoe ken hy die huis uit? Hy sien die hond, hy sien die 5 kinders wat daar speel, hy sien die vrou wat op die stoep sit en wol oprol. En onmiddellik weet hy dat Gous hom die waarheid vertel het. En hy staan en hy kyk. En toe sien hy vir Gous aankom. En toe hy sien Gous kom aan, toe hoor hy die hond blaf. Toe sien hy die kinders hardloop na die man toe. Toe sien hy die vrou staan op, die vrou hardloop ook na die man toe. En die tweeling is voor. En hulle groet, hulle hardloop, hulle omhels hulle pa. Die ander kom ook, hulle groet ook die pa.
Die vrou kom ook, hy groet ook die man. En almal groet. Dit is 'n proses wat 'n hele tydjie vat. 10 minute neem dit. En hy het al sy goed neergesmet. Die bagasies, die lemoene, die koffertjie, het hy neergesmet en hy groet sy gesin. Nadat hulle mekaar gegroet het, tel hulle die goedjies op en hulle stap huis toe. En Chris Barnard, hy het verby hulle gery, maar hulle het hom nie gesien nie. En hy sê, al het hulle hom nie gesien nie, maak dit nie saak nie. Hy is vrede met wat hy gesien het. Gous is 'n man van sy woord. Alles wat hy vir Chris Barnard vertel het, het net so gebeur soos hy hom gesê het. Hy is 'n man van sy woord. En hy sê, wat hy die meeste van Gous hou, is dat Gous die lewe aanvaar soos dit is. Gous kla nie oor sy werk nie. Dit is harde werk, maar hy aanvaar dit. Hy kla nie, hy is ver van sy vrou af nie. Hy kla nie, dit is harde werk om pad te maak nie, maar hy maak die beste uit wat hy het. Dis hoe mense moet wees. En hy wonder, hoekom kan ons almal dit nie reg kry soos Gous nie? Hoekom kla ander mense? Ons is nooit vrede met wat ons het nie. Ons wil altyd beter hê. Ons wil altyd meer hê. Jy het 'n bietjie pap, maar jy kla dat dit droog is. Die persoon, jou buurman langs jou, het nie eers meel om die pap te kook wat jy het nie. Laat ons sê, ons is vrede met wat ons het. Laat ons ophou kla en doen die beste uit wat jy het. Kan ons net gou die 5 kort verhale 'n bietjie opsom, mense? Ek het nou vir julle die opsomming gegee van die kort verhale. Dit is die kort verhale wat die mense doen, wat die boek Kinders van die Aarde doen. Nou, alhoewel die onderwysers goed vir ons die inligting gee, bly dit nog ons werk om hierdie wat ons geleer is in ons koppe te hou. En hoe kan ons dit in ons koppe hou? Ons kan dit net in ons koppe hou, mense, as ons elke dag deur die goed gaan. As ons elke dag die goed hersien. Ek het nou vir julle gesê om te kyk na die dinge wat julle moet kyk as julle 'n kort verhaal doen. Nee? Ek het gesê julle moet kyk na die skrywer. Maak vir jou 'n program hoe om nie deur mekaar te raak met die karakters, met die gebeure van die verskillende stories nie. Maak vir jou ietsie soos hierdie. Jy maak 'n kolom vir elke storie. Rooikoos Willemse, die ramp, my broer se kraai, die ooreenkoms, 'n man kom tuis. En probeer om te kyk of jy nou hierdie verskillende aspekte kan identifiseer van elke kort verhaal. Byvoorbeeld, wanneer jy die vraag wie wil beantwoord, dan kyk jy na die skrywer. Wie is die skrywer van elke van hierdie kort verhale? Wie is die verteller van elk van hierdie kort verhale? En wie is die karakters van elk van hierdie kort verhale? Voorheen het ek self 'n fout begaan en ek wou sê Willem en toe sê ek Rooikoos Willemse in die storie die ooreenkoms. Ons doen almal sulke foute. En die enigste manier om nie hierdie foute te maak nie, is dat jy elke dag deur hierdie kort verhale moet gaan. Daar is nie meer tyd, mense nie. Die tyd is kort. Gebruik elke tydjie wat jy kry om deur hierdie werk te gaan. Doen een aspek 'n dag. Doen een dag die wie-vraag. Wie in Rooikoos Willemse die wie-vraag in die ander kort verhale. Wie is die skrywer, wie is die verteller, wie is die karakters?
tot hulle in jou kop sit en jy maak hulle nie deur mekaar nie. En dan die volgende dag vat al die waar vrae. Maak vir jouself vrae. Die plekke, die verskillende plekke wat in die kort verhale voorkom. Watter plekke kom in Rooikoos Willemse voor? Watter plekke kom in die ramp voor? Watter plekke kom in my broer se kraai voor? Sodat jy die vraag maklik kan beantwoord. Die maklikste vraag wat jy kan beantwoord is die wie vraag, is die waar vraag. Nee? Want dit is kort vraagjies wat baie maklik is. Die wanneer vraag, die tyd, die getal, hoeveel mense was daar? Hoeveel kinders het Gous gehad? Nee? Hoe laat het Willem en Jacob die whisky gedrink? Nee? Die wanneer en die hoe vraag, die hoeveel vraag, doen jy die volgende dag, tot jy dit in jou kop kan hou. En dan gaan jy nou na die moeiliker vraag toe, die hoe vraag, die waar, die wat vraag, die hoekom vraag, die waarom vraag, die verduidelik. Sê vir ons, of gee vir ons 'n beskrywing van die volgende. Dit is nou hoe denkvlak vraag. Maar as jy nou nie die simpel vraag, die wie, waar vraag kan beantwoord nie, kan hierdie vraag, die wat, hoekom, waarom vraag, baie moeilik wees. Nee? So, konsentreer op hierdie wie, waar vraag, wanneer vraag. Oefen. Oefen mense. Is die enigste manier hoe julle dit kan regkry. Dit help nie, ons gee dit vir julle nie, en julle sit dit nie in julle koppe nie. Wie skryf aan die einde van die jaar? Dit is julle wat skryf. So dit help nie, ons gee julle die beste nie, maar julle kan dit nie gee wanneer julle eksamen skryf nie. Ek wens julle alles van die beste in julle eksamen, en ek hoop julle doen baie goed in die einde van die jaar eksamen. Goeie geluk mense, baie dankie. Dit was lekker om die lesse aan te bied. Dankie.